Hallo julle almal, ons is hier by Liedjiesbos, Dawie en Henning, ons vriende, se blyplek, en wonderlike dinge wat hier aangaan, die olyfbome, en die olywe wat hulle pars, en nog baie ander wonderlike dinge, en by hulle huis, die Langhuis, en ons was lanklaas hier, en toe ons nou hier aankom, gistermiddag, Dina het gisteraand tot watertyd in die nag, in die reën, Raku kursus gehou, vir 'n vriendin wat verjaar, en sy het al haar familie gebring, hier in die 20 mense, dit was wonderlik, maar toe sien ek hierdie grasse, in die verskillende kleure, en skielik kom die woord by my op, luister na die gras, luister na die gras. Daar's 'n boodskap in gras. En dan praat jy nie net van hierdie soort grasse nie, as jy in ag neem dat koring en mielies en sorghum en rys en bamboes en riete ook grassoorte is, nê? Maar die gras. En toe gaan soek ek in die Bybel. Terwyl hulle nou geraak het, toe sit ek nou in die donker, en ek het navorsing gedoen, en oral gaan soek, gelukkig baie jare se ervaring, het my daarmee 'n paar dinge laat onthou, en tekste, en so, gras wil vir jou en my kom sê, wie en wat ons is, wie en wat ons is, en dan moet ons onthou in die eerste plek, dis wat gras wil sê, kyk nou maar wanneer die gras daar, jou grasperk, so vaal word, in die Vrystaat nou, en die dele, waar dit nie winterreënvalstreek is nie, soos in die Wes- en Suid-Kaap. Die Wes- en Suid-Kaap is ons gras nou pragtig groen. En jy moet net keer, in binne 'n week of 2, dan groei dit so. Net so. Okay, so. Nee, so. Maar hier, jou grasperke wat grys en vaal word. En die Bybel weet dat grasse is eintlik 'n gewas wat maklik vergaan, maklik verdroog. Ek het lank gelede in my lewe gelees, iemand wat sê the humility of grass, die nederigheid van gras. Want dit is wat die Bybel oor jou en my sê. Ons is verganklik. Ek het so 2 dele wat dit aanbetref. Psalm 103. Ek wil eers begin met die deel oor ons, ek en jy, alle mense, vers 15. Die mens, sy lewensduur, is soos die van gras, soos die van 'n veldblom, wat oopgaan, maar as die woestynwind daaroor waai, is dit weg. Sy plek is vir altyd leeg. Verganklik. Maar dan dadelik is daar 'n kontras tussen dat jy moet dink, hierdie gras moet jou herinner, remind, God wat vir ewig is. In Jesaja 40 lees ons dieselfde gedagte, alle mense is soos gras, vers 6. Alles waarop hulle staat maak, is soos 'n veldblom, die gras verdor en die blomme verwelk, as die Here sy wind daaroor laat waai. Maar die woord van ons God bly vir ewig. Die kontras. En dan kom Psalm 103 en sê, ten spyte dat ons verganklik is, vers 1, ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Hoekom? Omdat God se liefde en trou en omgee en versorging vasstaan, nie verdor nie, nie verwelk nie. Ons lees verder hier vers 8, barmhartig, omgee versorging van God, sorg en omgee, genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde, geduldig en vol liefde. Kyk, as jy nou geduld moet hê,
dan kom dit by gras, wanneer dit verdor. Dan moet jy geduldig wees, maar dan kom dit weer op. Maar God sê nee, hy is ewig en altyd, dag en nag, elke oomblik, geduldig, lankmoedig. Hy sal ons sonde nie bly toereken nie, en hoe hy dan vergewe nie, ten volle vergewe, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, omgee liefde, 'n pa, 'n ma wat 'n kind vasdruk, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is, hy hou dit in gedagte dat ons stof is. God weet, ons is soos gras wat maklik verdor en verwelk. En hy neem dit in ag, is dit nie wonderlik nie? Hy behandel ons nie wreed en sleg omdat ons swak is nie. Hy dink daaraan. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is, gras. Daardie kontras, Jesaja 40, soos ek gesê, dieselfde, gaan lees dit maar weer, een van my geliefkoeste dele, ek het al so baie daaruit gepreek. Dan kom die boodskap, en onthou Israel is in ballingskap, hulle is weggevoer na 'n vreemde land, en dan kom dit na 'n lang tyd, die uitkoms is hier, dit sê julle God moet julle vir my volk sê, bring vir Jerusalem, bring vir jou, vir my, die goeie tyding. Hy praat van, maak vir die Here 'n pad in die woestyn, vers 3, Jesaja 40. 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk grond word. Dan sê iemand, roep, dis nou gaan roep hard uit, die uitkoms is hier, dan sê, maar wat kan ek roep? Want ons is gras wat verdor. Dan hou hy aan, en hy sê, ja, dit is so, maar die woord van ons God bly vir ewig. Klim op 'n hoë berg, roep hard, jy wat die goeie tyding moet bring. Moenie bang wees nie, sê vir die stede van Juda, sê vir jou dorp, vir jou stad, vir jou huis, oral, sê vir ons land, julle God is hier, sê dit vir die wêreld, julle God wil werk, hy staan ewig vas. Onthou dan net, hoor wat sê die gras, ten spyte van God se liefde en trou en standvastigheid en versorging, daar sal swakhede wees. Daar sal tye wees waar ons verwelk, waar sekere dele in ons sal doodgaan. Ons persoonlike lewe, ons geestelike lewe, ons emosies, gedagtes, gesondheid miskien, sekere dinge verwelk. Gesin, kerk, samelewing, regerings, maar tog, ten spyte dan ook van die verganklikheid en die swakheid, God se sorg, daar sal, luister mooi, daar sal weer gras wees. Daar sal weer koring en mielies en grasprodukte wees. Is dit nie wonderlik nie? Die Engels het die woord resilience, die weerstand wat grasse kan bied. Dink maar aan bamboes en riete, hoe waardevol dit kan wees. Die weerstand, die resilience wat gebied word. 1 Korintiërs 15 word 'n beeld gebruik uit die graswêreld. Daar word gepraat oor die opstanding van Jesus Christus, die opstanding. Vers 35, iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Wat 'n soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag, sê hy. Wat jy saai, kom nie tot lewe, tensy dit eers sterwe nie, né? Wat jy saai, sal jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel. Of dit nou koring is, of iets anders. God gee gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. En dan, vers 42, so is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik, maar word in onverganklikheid opgewek. Dit vergaan nie, dit verwelk nie. Wat gesaai word is gering, word in heerlikheid opgewek.
wat gesaai word is swak, word in krag opgewek. So sal dit met my en jou wees wanneer ons sterf, wanneer dit die einde van ons lewe of van die wêreld is. Ja, jou liggaam mag in die grond ingaan, of veras word, maar ons gees, ons siel, word opgeswek, ons staan op, omdat Jesus opgestaan het. Enige boer wat saai, daai saad lyk eintlik maar morsdood. Maar dan as God werk in sy grond wat bewerk is, in die water en wat ook al daarin gesit word, bemesting en gifstowwe soms nodig. God moet maar in ons lewe maar bemes met sy woord en sy dinge. Hy moet maar soms gifstowwe toedien, geestelike gifstowwe om die bose weg te dryf. Daar sal altyd 'n oes wees, daar sal altyd weer gras wees. Elke deel van ons lewe. Moenie moed verloor nie. Moenie moed verloor nie. Wat is die funksie van gras? Wat is die funksie, die betekenis? Wel, natuurlik, in die eerste plek, daar word voorsien, daar word onderhou, voeding, klein diertjies, goggaatjies, klein diertjies, veldmuise, wat ook al, wat hier in die gras is, en in graslande, en diere wat skuil, as jy dink aan die savannas, groot grasvelde, skuil teen predators, of hoe sê daai ou dit so mooi, daai plantkundige, dierkundige, wat is sy naam, predatore, leeu's en luiperds en wat ook al, en die bokke kan skuil in die gras. En die lewe wat gras ook gee vir diere, graslande, nee, voeding. Ek noem weer die voorbeelde, gras, gars, mielies, koring. Dit alles behoort tot die groep, ek het die woord hier geskryf, Poaceae, ek hoop ek spreek het reg uit, en dit sluit in rys, suikerriet, tef, sorghum, rog, havermout, bamboes, riete, suikerriet het ek genoem. God wat voorsien vir sy natuur en vir mense, hy sal sorg. Deuteronomium 32 vers 2 is vir my so pragtig. Hoor hemele, ek praat, luister na my woorde aarde, sê God. My onderrig, wat hy ons leer nie, die wyse woorde wat hy ons gee, die verlossingswoorde uit sy woord, kom na ons toe, na julle toe soos reënwater, my woorde verkook julle soos dou, soos sagte reëns op die grasies, soos reënbuie op die graan. Klein ou grasiekies, graan, en die reën op die regte tyd, en die gras groei. En as daar droogtes kom, en verwelking, dorheid, bly vertrou, God sal weer voorsien. Hy sal weer voorsien. In die tweede plek, gras bekamp erosie, nee? Erosie, dit bind die grond, dit stabiliseer, dis vir my die woord, dit ondersteun die grond, dat dit nie verspil nie, die woord is erosie. God se woord keer die erosie in ons lewe. Daai agteruitgang van ons geestelike grond, dit bind ons aan mekaar as gesinne, dit wil ons in hierdie land saambind, dit wil ons gemeentes, ons as kinders van die Here saambind, en dis hoekom jou en my taak is dan ook, om te voorsien, soos wat bome, vrugtebome, groente, vrugte en gras, verskillende soorte gras,
voorsien in die natuur en ook aan ons, dat ons sal voorsien in mense se lewe, dat ons sal versorg op hoeveel vlakke in mense se lewe, emosioneel, geestelik, liggaamlik, kos, klere, wat ook al, dat ons erosie in die samelewing, ons hoor gereeld die woord van geestelike leiers, van leiers wat sê, immoraliteit, diefstal, misdaad, geweld, die gemors in ons eie regering, en oor die wêreld in regerings, erodeer ons waardes. Kalwe dit weg. Nee, ons moet help stabiliseer, ons moet bind. Die derde een is, gras verskaf boumateriaal, né? Dink aan lapas. Hoeveel keer sien ek, is veral in die Vrystaat, dan kry jy hierdie ou wat sê, wel, ook in die Suid- en Weskaap, oral oor die land, dan staan hy met so bord, lapakam. Hy kom jou lapa versorg, of hy gaan daar riete gooi, die grasdakke, die bamboese, geweldige funksie wat dit het in ons samelewing. Die krag van die bamboes en die riet. En dit is vir ons baie keer 'n nuisance daai riete, maar hoe dit gebruik kan word om hierdie lapas en plekke met die riet, grasdakke, maar om te bou. En ek en jy moet dan 'n sterk gras wees, God se geestelike soort gras. Boumateriaal in die Here se koninkryk. Boumateriaal in die Here se koninkryk in die samelewing. Die laaste enetjie, die vierde enetjie. Gras is versiering. Is dit nie mooi nie? Jy kan hierdie uithaal, bietjie afsny, in potte sit. Hoe mooi lyk koring nie? Mooi lyk koring nie, wanneer dit deel van 'n uitstalling is, of sommer net uitgestal word as dit tyd is om te oes, as dit so groei, so goudgeel op die lande is. Die Engelse woord is to beautify, om te versier. Grasse versier God se velde, landskap uitleg, uitstallings soos ek sê. En Matteus 6, ek wil daarmee afsluit. Die gras se boodskap. Kyk na die gras, sê hy. Moet jou nie kwel nie, moenie bekommer, wyse eet of drink nie. Moenie so worry oor wat jy sal aantrek nie. Kyk na die blomme, die veldlelies, maar sê ek, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, ja, the humility of grass, ons besef, ons vergaan maklik, verwelk, verdor. As hy hulle so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie. Hy weet wat julle nodig het. Die versorging, maar die woord hier in Matteus, die versiering. Die versiering. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie vir gras. Alle soorte gras, klein, groot, gewasse, wat voorsien en wat gebruik kan word. Here, en help vir ons om dan soos geestelike gras te wees in mekaar se lewe. Oral in die samelewing, in ons huise, in ons kerke, waar ook al. Wat 'n voorreg, Here, om u gewasse, u grasse te wees. Amen.